Ons lewe 'n baie interessante tyd en as ek dink aan hierdie geslag waarin ons nou lewe, daar's nie regtig meer kommunikasie nie, nê. Ek meen man en vrou sit in dieselfde vertrek en hulle WhatsApp mekaar. En party mense dink dis funny, maar dit spreek van dit wat regtig om ons aangaan. Ons praat nie meer met mekaar nie en as ons praat is dit oppervlakkige gesprekke, dinge soos die rugby en die weer. Maar nie werklik hartsake nie, nie dinge wat werklik in ons saak maak nie. En ewen in families, nê, in gesinne, praat ons nie meer oor dinge nie. En ja, ek wonder net baie keer, dit is asof 'n mens net rond bounce in hierdie lewe en daar's nie werklik diepte nie. Nou, ons het 'n keuse, kan jy leef soos 'n tennisbal of soos 'n kamera? Nou, 'n tennisbal word heen en weer gegooi, heen en weer rondgeslaan en al wat hy doen is hy bounce all over the place. En dit is soos wanneer Satan net kom en jy wil besig hou met dinge wat nie werklik saak maak nie. En jy dink maar net, ag, dis hoe ons is en dis hoe ek maar is. Maar ou wat soos 'n kamera leef, as ek dit so kan simboliseer, is iemand wat die mooi dinge in die lewe raak vang en memories maak. En jy weet, die beste manier om te weet hoe werk 'n kamera is om te begin by die instruksieboek te lees. En ons instruksieboek sê vir ons wie ons is. God het ons geskape, hy weet presies wat in ons binneste aangaan, wat jy dink, wat jy voel, wat jy ervaar. En hy sien dinge raak in ons wat ons self baie keer nie eens raak sien nie. Die instruksieboek sal vir jou sê wie jy is. Jy's 'n kind van God, jy's die geliefde van die Here. Hy gee om vir jou, hy luister na jou, hy antwoord jou. Hy is daar vir jou. Jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. So ons kan tyd maak en net by hom gaan sit en met hom net jou hart heeltemal uitpraat en vir hom sê wat hier binne aangaan. Jou bekommernisse, jou vrese, wat ook al. Hy gaan jou nie kwaadlik neem nie. Hy gaan nie daaroor met ander mense praat nie. Hy's daar vir jou. Hy sal vir jou antwoord. Hy sal vir jou vrede gee. Want in God se teenwoordigheid, sy teenwoordigheid beteken twee dinge: liefde en vrede. So kom ons gaan na hom toe. Ons bounce nie meer rond soos 'n tennisbal nie. Kom ons gaan na hom toe en ons word geanker in sy liefde, in sy vrede. En daarom sê hy, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Kom ons raak hoekt aan sy vrede. Raak bietjie verslaaf van sy vrede, sy teenwoordigheid. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus en vrede gee.